Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se wiskundige lettertyd les. My naam is Francisca Smit. Hierdie les word aangebied deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag gaan ons kyk bietjie na jou vraestel 2 en wat kan jy verwag in hierdie eindeksamen moontlik? As ons gaan kyk aan die einde van hierdie les, behoort jy in staat te wees om vraestel 2 te beantwoord in verband met kaarteplanne en ander voorstelle van die fisiese wêreld. Ons gaan werk met meting en die waarskynlikheid. Om wiskundige lettertyd vraestel 2 te beantwoord, is jou voorkennis van meting, kaarte en planne en waarskynlikheid uiters belangrik, insluitend basiese bewerkings, afronding en begrippe van persentasie en eenhede en die konteks gebruik in die gebruik van jou sakrekenaar. Jy moet ook weet hoe om waardes en formules in te vervang, kaarte en planne te interpreteer deur die sleutels te gebruik, kompasrigting, as ook konsepte toe te pas om bekende en onbekende werklike kontekste te bepaal. Basislyn assessering. Voordat ons vandag begin, wil ek kyk of jy moontlik weet watse formule pas by elke woord. So wanneer ons praat met die omtrek van 'n sirkel, watse kolom in nommer A is van toepassing tot B. So oppervlak van 'n sirkel, watse een pas, oppervlakte van 'n oppervlakteformule, oppervlak van 'n vierkant, oppervlak van 'n reg, omtrek van 'n reghoek, volume van 'n sirkel, volume en volume van 'n reghoek. As ons gaan kyk, wat een pas waar, omtrek van 'n sirkel is omtrek van 'n sirkel, oppervlak van 'n sirkel is nommer 1, omtrek van 'n vierkant is nommer 2, omtrek van 'n vierkant is nommer 3, omtrek van 'n reghoek is nommer 2, volume van 'n silinder is 8, oppervlakte is daardie een is nommer 6, oppervlakte is die totale oppervlakte van al die sy van 'n driedimensionele vorm, totale afstand rondom 'n punt, hoeveelheid spasie wat in 'n houer ingesluit is, daai is nommer 7. Volume van 'n reghoekige prisma is lengte maal breedte maal hoogte, dis nommer 5. Oppervlakte is nommer 4. Daar het ons al die terme by mekaar gepas. Graad 12 finale eindeksamen word nasionaal opgestel, nagesien en gemodereer. So as ons kyk na die verdeling van jou eindeksamen vraestel 2, hy gaan 3 ure wees, meting is 55%, kaarte en planne 40%, waarskynlikheid is 5%. Jou totale vraestel gaan 150 punte wees. Baie belangrik, wat moet ek weet onder elke onderwerp? So as ek gaan kyk na omskakeling, moet ek weet hoe om van matrieke na matrieke te herlei. So dit is ons gewone Suid-Afrikaanse eenhede. Of ek moet weet hoe om matrieke na imperiaal te verander, of imperiaal na matrieke. Ek moet weet hoe om tussen volume en gewone eenhede te omskakel, en dan moet ek weet hoe om van 3-dimensionele na 2-dimensionele om te skakel. Meting in instrumente is meting van massa, volume en temperatuur, omtrek van reghoek, vierkant, sirkel, halfsirkel, kwartsirkel en kompleks en onbekende vorms. Ek moet weet hoe om 'n LMI kaart te lees, 'n groeikaart en hoe om die LMI te bepaal. Oppervlakte van die volgende vorms. Ek moet weet hoe om 'n reghoek en 'n vierkant se oppervlakte bepaal, driehoek se oppervlak,
sirkel, halfsirkel, kwartsirkel, kompleks en onbekende vorms, hoe ek hulle opbreek, en die berekening van hoeveel materiaal nodig is om 'n produk te produseer. Dan het ek oppervlakte, jy kyk na reghoekige prismas, silinders, kubus, driehoekige prismas, komplekse en onbekende vorms. Berekening van hoeveel materiaal benodig word om kostes te bereken, en dan volume van 'n reghoek, vierkant, sirkel, kubus, driehoek, enige onbekende vorm en die berekening van hoeveel materiaal. En dan skaalwerk, jy moet weet dat ons gaan werk met 'n grafiese skaal en 'n numeriese skaal, grafiese skaal of 'n staafskaal, numeries of 'n verhoudingsskaal. Jy moet weet hoe om die werklike lengtes te bepaal indien nie 'n skaal gegee is, of hoe om die prentjie se afmetings te bepaal as die werklike een voorsien word. Dan moet jy 'n skaal kan bepaal van 'n prentjie af, bepaal 'n skaal van 'n tekening of 'n model, bepaal 'n skaal waarin 'n diagram geteken word. Dan gaan ons kyk na roosterverwysings, dit is op jou kaarte, kompasaanwysings en hellings. Dan gebruik instrumente, dit is jou vloerplan en uitlegplanne. Wiskundige geletterdheid, finale hersiening. So gebruik gecontroleerde lyste vermeting om te verseker dat jy jou inhoud gedek het. Skakel meeteenhede om tussen verskillende stelsels, byvoorbeeld omskakelingstabelle, tussen verskillende skale. Skat, meet en bereken lengte en afstand, omtrek van 'n veelhoek en sirkel, en tyd. Baie belangrik, jy kan tyd op jou sakrekenaar gebruik. Skat, meet en bereken oppervlakte van veelhoeke, volume, reghoekig prismas en regsirkels. Oppervlakte en reghoekige prismas, oppervlakte van sirkelvormige silinders. Dan pas oplossings aan vermeetkunde en afrondingsfoute. Meting. Druk meetwaardes en hoeveelhede uit in eenhede wat geskik is in konteks. Skat die lengte en of meetlengte van voorwerpe akkuraat. Skat afstand of meet afstand akkuraat tussen voorwerpe. Meet hoeveelhede uit om 'n taak te voltooi. Bereken die koste van sekere materiaal. Bereken die waardes met behulp van formules of om massa te bepaal. Dan het ons metrieke omskakeling, dit is nou die Suid-Afrikaanse omskakeling, dis wanneer ek wil gaan binne ons eenhede, jy moet die omskakeling van metrieke eenhede memoriseer, dit is kyk uit ons met die Chinese meisie. Algemene meting, as dit 'n groot eenheid is, en jy wil na 'n klein eenheid toe gaan, dan vermenigvuldig jy, of as jy 'n klein eenheid het en jy wil na 'n groot een toe gaan, dan deel jy. Wiskunde tipe vrae, eindeksamen tipe vrae, vraag 1, die prent hieronder toon verskeie kookbottels en blikkies tesame met die kapasiteit van elke houer aan. Skakel 0,33 liters om na milliliters, so ek skryf weer my rympie neer. Kyk, hy dans met die Chinese meisie. Kyk is kilo, enigiets te doen met kilo. Heka, deka gebruik ons nie. Meter is enige single eenhede, dit is liter, gram, meter. C staan vir senti en M staan vir milli. So as ons gaan kyk, wil ek liter, ek het liter, so ek is by liter, ek wil milliliter hê. So ek gaan kyk, ek staan by die milliliter, ek wil 1, 2, 3 eenhede vorentoe gaan. Vorentoe maal ons, so ons maal met 1000. So 0,33 maal 1000 is gelyk aan 0,33 maal 1000 is gelyk aan 330 mil. Vraag 1.2, bepaal die getal van 250 ml koppies Coke in 'n 1.5 liter bottel. Nou as ons gaan kyk, liter en milliliter is nie dieselfde ding nie, so ek moet dit dieselfde ding maak.
So hoe kry ek dit reg? Liter en milliliter is nie dieselfde nie, so om liter te verander na milliliter, maal ek met 1000, wat ons nou net gedoen het. So dit gee vir my 1.5 maal 1000 is 1500 ml. Ek wil kyk hoeveel 250 ml pas in daar. So ek deel. So deel deur 250, dit gee vir my 6 koppies. Vraag 1.3. Bepaal die radius van die 2 liter bottel met 'n deursnee van 11 cm. Nou as ons gaan hersien, graad 12, wat beteken deursnee? Deursnee is van een punt in my sirkel reg deur die middel na die ander punt in my sirkel. So, daai is deursnee. Om die radius te kry, radius is die van die middel tot die kant, dis radius. So dit beteken as ek die deursnee het, moet ek hom halveer. So my radius is gelyk aan 11 gedeel deur 2 is gelyk aan 5,5 cm. Dan 1 koppie is 250 ml, kies A, B of C die mees korrekte formule hieronder wat gebruik kan word om te bereken die volume van 'n Coke. Volume van 'n Coke is Coke, dit is 'n silinder. 'n Silinder is pi mol radius kwadraat mol hoogte, so dit is P. So ons gaan kyk, 330, 6 koppies, 5,5 cm en P. Volgende vraag, baie belangrik. Bepaal die deursnee van elke tag. As ons gaan kyk, wys hulle vir my die radius en die radius is 1150 mm. Ek gee jou nou kans, graad 12, probeer jy die deursnee kry. Ek gee vir jou 2 minute. Graad 12, daai was 2 minute, so as ons gaan kyk daarna, wat beteken deursnee? Deursnee beteken, en ek skryf dit neer, want ek moet dit verstaan as ek dit wil antwoord. So, deursnee is gelyk aan my radius maal 2. So, my radius is 1150 mm. As ek dit maal met 2 kry, ek is gelyk aan 1150 maal 2 gee vir my 2300 mm. Het julle dit gekry? Well done. Vraag 2.2. Bereken die lengte van die betonblad in sentimeter. Nou die betonblad is die onderste gedeelte. En ek soek my antwoord in sentimeter. Graad 12, ek gee vir jou 5 minute. Kom ons kyk wat doen julle. Is julle reg, graad 12? Daai was 5 minute. Wat het ons die betonblad? Nou as ons gaan kyk, ons het gesê die deursnee is 2300. Maar is millimeter. As ons gaan millimeter herlei na centimeter toe, dan deel ons met 10. Is gelyk aan 230 meter. Maar dan, centimeter. Maar dan moet ons in ag neem, daar is 2 betonblaaie. So ons maal dit met 2. Plus, daar is spasies tussenin. Hoeveel spasies het ons? 1, 2, 3 spasies. So ek het 3 maal, wat is die spasie? 30 centimeter. Is gelyk aan. So ek het gedeel deur 10, is 230 maal 2, plus 3 maal 30 is 30, 60, 90.
So, dit is 550 centimeter. Vraag 2.2b. Bepaal in centimeter tot die mag 2 die oppervlak van die betonblad. So as ons gaan kyk, het ons die oppervlak van die betonblad is 'n reghoek. So ons het is gelyk aan lengte maal breedte. Is gelyk aan. Nou as ons gaan kyk, ons het nou net gesê die betonblad is 550 centimeter. So die lengte is 550 centimeter maal die breedte. Nou die breedte weet ons die deursnee is gelyk aan 230 centimeter. Ek het 2 spasies. So dit is 230. So my breedte is gelyk aan 230 plus 2 maal 30 is gelyk aan 230 maal 2, 230 plus 2 maal 30 is 60. Dit gee vir my 290. So ek gaan maal 290 centimeter is gelyk aan 550 maal 290 los my met 159.500 centimeter tot die mag 2. Vraag 2.3. Wys die volume van die betonblad is 2,3925 meter tot die mag 3 as die dikte 150 mm is. Nou volume is gelyk aan lengte maal breedte maal hoogte van 'n reghoek. As ons gaan kyk, lengte maal breedte het ek al, dis die oppervlakte. Dis 159.500 centimeter tot die mag 2. Maal. As ek daai gaan herlei na centimeter toe, dan het ek 15. So maal 15 centimeter is gelyk aan. As ons dit gaan maal met 15, kry ek 2.392.500 en dis centimeter tot die mag 3. Om centimeter tot die mag 3 na meter tot die mag 3 toe te skuif. Centimeter na meter is gedeel deur 100. Maar ek sit tot die mag 3. So gedeel deur 100, gedeel deur 100, gedeel deur 100 is gelyk aan. So ons gaan deel deur 100, gedeel deur 100. Dan kry ek my antwoord 2,3925. Tafeltennis. Hieronder is 'n foto van 'n tafeltennis tafel met al die afmetings. Let wel die net strek 0,153 meter buite die tafel se breedte. Bereken en meter die omtrek van die tafeltennis. Jy kan die formule gebruik. Nou as ons gaan kyk, dan sê hulle dis my tafel se lengte, maar die net gaan verder oor. So die eerste vraagie sê omtrek is gelyk aan 2 lengte maal breedte. As ek inzoom, wil ek gou hê jy moet die omtrek bepaal. Graad 12, ek gee vir jou 2 minute. 2 minute, kom ons kyk wat doen julle. Okay, graad 12, daai was 2 minute. Wat het julle gedoen? So ek het 2 maal my lengte is 1,525 maal plus my breedte is 2,74 meter. Is gelyk aan 2 maal hakkie
1.525 plus 2.74 en dit gee vir my 'n antwoord van 8,53 meter. As ons gaan kyk, bepaal die totale lengte van die net. Nou weer eens het ek jou gesê die net is die hele tafel, maar hy's 0,153 meter aan albei kante verleng. So, as ons dit uitwerk, dan is die totale lengte is gelyk aan 1,525 plus ek het twee kante maal 0,153 en dis als in meter. So as ons dit uitwerk, dan het ek 1.525 plus hakie 2 maal 0.153 en ek maak die hakies toe, sit ek met 1,831 meter net. Skryf die verhouding van die hoogte van die tafeltennis tot die hoogte van die net neer. Gee jou antwoord in die formaat. So as ons gaan kyk, die net is 0, skryf die verhouding van die hoogte van die tafeltennis tafel tot die hoogte van die net neer. So die net is 0,153 meter en die tafel is 0,76 meter. Hulle soek my antwoord 1 tot. Hoe verander ek 0,76 na 'n 1 toe? Ek deel deur 0,76. En wat ek aan die een kant doen, moet ek aan die ander kant doen. So deel deur 0,76 meter. As ons gaan deel, sê dit 0.153 gedeel deur 0.76. My antwoord is 0,2 meter. So, vraag 3.4. Die hoogte van die tafeltennis moet met 100 mm verminder word vir seuns van 7 tot 8 jaar om tafeltennis te kan speel. Bereken die nuwe tafelhoogte in meter tot die mag 2. Nou 'n tafeltennis is 0,76 meter hoog. Hy moet met 100 mm verminder. So ek moet eers millimeter na meter toevat. So ek deel deur 100. So as ons hom gaan doen, dan is dit 100 gedeel deur 100 is 1. Die hoogte van die tafel moet met 100 mm verminder word vir seuns 7 tot. So dan is dit minus 0,1 is gelyk aan 0,66 meter. Eksamen moontlike vrae. Die tabel hieronder toon die aantal seuns en meisies van een skool wat aan die tafeltennis kompetisie deelneem. 3.5.1 Bereken hoeveel meer seunspelers as meisiespelers neem deel aan die kompetisie. So ons het 4 plus 5 plus 3 is 9 plus 3 is 12 seuns, 3, 9 meisies, so 12 minus 9 is 3. 3 meer seuns as meisies. Bepaal die waarskynlikheid uit as 'n desimale getal om graad 9B meisie te kies wat aan die kompetisie deelneem. 'n 9B meisie, soos 2 uit, 12 plus 9, daar's 21 spelers. En hulle soek dit as 'n persentaal, desimaal, so 2 gedeel deur 21 is 0,09. So as ons hom uit gaan werk, onthou die omtrek, ons as 8,53, die lengte is 1,831 en die verhouding is 0,201. Dan het ons gesê, die tafel moet 760 mm wees, minus 100, dit gee vir my 660 mm of 0,6 meter.
My seuns was daar 12, meisies 9, so 12 minus 9 is 3 meer seuns. En daar was net 2 in 9B meisies oor die totale spelers. Want hulle het nooit gesê meisies gedeel deur hoeveel meisies daar is nie. So jy moes almal consider. Vraag 4, moontlike eksamenvraagie. Die onderstaande prentjie toon 'n waterbottel van 32 ons langs die boks waarin dit verkoop word. Die bottel is net tot by die nek met water gevul en nie tot bo nie. Nota, 1 ons is 0,3 liter. 1000 cm3 is 1 liter. Bereken die deursnee van die waterbottel in centimeter. Jy kan die formule gebruik. Nou sê hulle vir jou, die waterbottel van 32 ons langs die boks. So as ons gaan kyk, die boks is 32 ons. As ons gaan 32 ons, 1 ons is 0,03 liter. Ons sit met 32 ons. Ons weet nie hoeveel liter is dit nie. So ons kan oormaal, kruismaal, of ek kan die vraagteken identifiseer, gaan kant toe op, deel kant toe, maal. Soos 32 maal 0,03 liter. As ons dit gaan uitwerk, is dit 32 maal 0,03 liter. Dit gee my antwoord van 0,96 liter. Maal 1000 geef my 960 centimeter tot die mag 3. Is gelyk aan 3,142, want dit is my volume. Dis vir my gegee. Daardie langs aan die boks is die volume. Maal radius kwadraat maal die hoogte. Nou die hoogte is 19 plus 3 is die langsaan sprinkies wat 'n water van 32 langs die boks waarin die bottel is net tot by die nek met water gevul. So is net tot by die nek gevul, soos 19. As ons 900 hoe raak jy ontslaaf van maal? Jy deel. So ons deel met 3,142 maal 19. Wat ons aan die een kant doen, moet ons aan die ander kant doen. So deel deur 3,142 maal 19. As ons dit gaan uitwerk, dan kry ons my antwoord. En ek wil net gou vinnig na die antwoord gaan, dan is my antwoord 16,08. Hoe raak ons ontslae van 'n mag 2? Ons wortel hom. As ons hom wortel, dan kanselleer dit uit. So my radius is 4,02, deursnee maal ons met 2, dan kry ek 8,02. Vraag 4.2. Bepaal die afmeting van die boks as die breedte van die boks 2 cm meer is as die deursnee van die boks en die hoogte van die boks 2 cm meer is as die totale hoogte van die bottel. So, die boks, ons het die deursnee uitgewerk. Die deursnee was 8,02. So, die lengte is genou 8,02 plus 2 cm is gelyk aan 10,02 cm en dan die hoogte is gelyk aan 19 plus 3 plus 2 cm is gelyk aan 19 plus 3 is 22 plus 2 is 22 cm. Dan vra hulle bepaal die oppervlak van die boks in meter tot die mag 2. Nou het ons gesê, ons het 2 die lengte. As ons gaan kyk, die lengte is 10,02 maal 10,02 plus 2 10,02 maal 24 plus 10,02 maal 24. Dit geef my 1162,72
Sentimeter tot die mag 2 gedeel deur 100 gedeel deur 100 is 0,12. Opsomming graad 12 en dit is baie belangrik, weer eens, om wiskundige geletterdheid vraestel 2 te slaag, moet jy in staat wees om enige voorkennis van kaarte, skale en meting te hê, dieselfde met waarskynlikheid. Jy moet weet basiese konsepte van afronding, bewerkings, opronding en persentasies. Jy moet ook weet hoe om in die formules in te vervang. Huiswerk graad 12, ek gee die som, asseblief gaan vra jou onderwysers vir hulp. Die gemiddelde pomptempo van 'n boorgat is 0,74 liters per sekonde. 'n Gemiddelde huishouding gebruik 'n maksimum van 300 liter in 'n dag van 24 uur. Let wel, 1 liter is 0,264172 liter. Bereken die tyd in ure en minute wat gespandeer word om albei tanks vol te maak. 'n Familielid het gesê dat albei tanks 'n volume van minder as 6000 liters bevat. Opsomming, of wat ons gaan doen in ons volgende les, ons gaan na finansies kyk. Ons gaan kyk na belasting, ons gaan kyk na finansiële dokumente, BTW en rente vir vraestel 1 volgende week Vrydag. Die 31ste Oktober 2025. Dankie graad 12 se vandag se les. Baie sterkte met jou voorbereiding. Ek sien uit vir ons volgende les. Totsiens.